Ons gedeelte vanmôre uit die Ou Testament is Genesis hoofstuk 41 vanaf vers 33. Dit is nadat Josef die drome van die farao uitgelê het oor die 7 jaar voorspoed, maar ook oor die 7 jaar hongersnood wat daarna gaan kom, en ook oor die raad wat hy vir hom gegee het. En dan praat hy verder met die farao. Ek beveel aan dat u 'n verstandige en wyse man kies en hom in beheer plaas van die hele Egipte. Die farao moet dit doen. U moet beamptes vir die land aanstel en die land tydens die 7 jaar van oorvloed behoorlik organiseer. Hulle moet al die graan van die goeie jare wat aan die kom is, insamel en dit in graanskure berg en bewaak, sodat daar kos tot u beskikking is. Die graan moet vir die land in reserve gehou word. Dit moet vir 7 jaar van hongersnood beskikbaar wees in Egipte. Dan sal die hongersnood nie die land uitroei nie. Die farao en al sy amptenare het Josef se raad goed gevind. Toe sê die farao vir sy amptenare: waar kry ons so iemand, 'n man met die verstand van 'n God? Die farao het daarop vir Josef gesê: God het jou gebruik om dit alles bekend te maak. Daaruit is dit duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid as jy het nie. Ek stel jou aan oor my paleis. Die volk moet jou gehoorsaam. Net ek sal meer mag hê as jy. Die farao het verder nog vir Josef gesê: kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte. Toe haal die farao sy seelring af en steek dit aan Josef se vinger. Die farao het vir Josef linneklere laat aantrek en 'n goue ketting om sy nek gehang en hom laat ry op die tweede beste wa van die farao. Daar is voor Josef uitgeroep: betoon hom eer. So is Josef oor die hele Egipte aangestel. Toe die farao vir Josef gesê: ek bly die farao, maar sonder jou toestemming mag niemand in Egipte 'n vinger verroer of 'n voet versit nie. Die farao het Josef Sefenat Paneah genoem en vir hom Asenat, dogter van Potifera, priester van On, as vrou gegee. Josef was 30 jaar oud toe hy in die diens van die farao en die koning van Egipte getree het. Josef is van die farao af weg en het die land deurgegaan, die hele Egipte. Tydens die 7 jaar van oorvloed het die land 'n buitengewone groot oes gegee en Josef het al die graan wat daar in hierdie jare in Egipte was bymekaar gebring en in graanskure geberge. In elke stad is die graan uit die lande van daardie omgewing geberge. Josef het so baie koring bymekaar gemaak dat dit net soveel was soos sand van die see. Hy het later opgehou om aan te teken hoeveel daar was, want dit was te veel om te tel. Reeds voor die jare van hongersnood begin het, is daar vir Josef 2 seuns gebore. Sy vrou Asenat, dogter van Potifera, priester van On, het hulle vir Josef in die wêreld gebring. Hy het die oudste Manasse genoem, want het hy gesê: God het my alles laat vergeet, al my swaar kry, en alles wat my familie my aangedoen het. Josef het sy ander seun Efraim genoem, want het hy gesê: God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Na 7 jaar voorspoed in Egipte het 7 jaar hongersnood begin, so het Josef dit destyds aangekondig. In al die lande was hongersnood, maar in die hele Egipte was daar kos. Want toe die hongersnood Egipte tref en die mense vir farao kos vra, het hy vir al die Egiptenaars gesê: gaan na Josef toe en doen wat hy sê. Oor die hele wêreld was daar hongersnood. En toe dit straf word in Egipte, het Josef die graanskure oopgesluit en wat daarin was aan die Egiptenaars begin verkoop. En toe die hongersnood straf word in ander lande, het die mense van die hele wêreld Egipte toe gekom om koring te koop by Josef. As ons hierdie storie lees, is dit byna onbegryplik dat 'n man wat so pas uit die tronk uitkom, omdat hy geluister het na God, gevra het in afhanklikheid vir wysheid van God, aangestel is, want die farao het gesien dat die kennis wat hy het groter is as wat 'n mens het. Hy het hulp van God gekry. En daarom stel die farao hom aan. En dan sien ons ook dat hy eintlik die buitengewone verrig om in die 7 jaar van voorspoed soveel graan bymekaar te maak vir die jare wat kom. Maar ook 'n rykdom en welvaart vir die farao, want nie net het hy die koring bymekaar gemaak en so vir die farao rykdom vergaar nie, maar dan verkoop hy dit ook aan die volk en aan volke wat dit kom koop. So gebruik die Here partykeer iemand wat deur slegte nare ondervindings, selfs deur sy familie verneder is, om op besondere en groot wyse maniere oor te neem by ander, voor te gaan in die koninkryk van die Here. En wat ons dan telkens lees is dat Josef nie afvallig geword het nie, maar die Here aanhou dien het. Want dit is seker die kruks van die saak, om nie in tyd van goed gaan te vergeet hoe afhanklik en hoe nederig jy was voor die Here in die tyd
toe dit sleg gegaan het nie. Hierdie gedeelte dan in Genesis hoofstuk 41 vanaf vers 33 tot by die einde van die hoofstuk in die 83 vertaling.